Het jy al ooit na ritsnommers gekyk en gedink dis soos 'n geheime kode? Wel, die goeie nuus is, elke kode het 'n sleutel. En vandag gaan ek jou wys presies hoe om daai sleutel te vind en die kode te breek. Goed, kom ons spring sommer dadelik weg met 'n uitdaging. Kyk 'n bietjie hier. 2, 5, 10, 17. Wat dink jy is die volgende getal? Moenie stres as jy dit nie dadelik sien nie, dis presies hoekom ons hier is. Ons gaan hierdie raaisel saam ontrafel. Reg, so, om enige kode te kan breek, moet jy die reëls van die spel ken. En elke getalpatroon het 'n soort versteekte reël. Om dit te vind, moet ons eers die basiese taalpraat leer en alles begin by hierdie een superbelangrike idee. En daai idee is 'n ry. Klink dalk 'n bietjie formeel, maar dis regtig eenvoudig. 'n Ry is net 'n lys getalle wat in 'n spesifieke volgorde gepak is. Maar hier's die vangs, daar is 'n reël wat alles aan mekaar bind. So as jy daai reël kan uitfigure, het jy basies die kode gekraak. Dis so eenvoudig soos dit. OK, so waar begin 'n mens soek vir hierdie reël? Wel, jy begin altyd met die eenvoudigste leidraad, die een wat die meeste voorkom. En dit is die konstante verskil. Dink daaraan as die eerste stuk gereedskap in jou kodebreek gereedskapskis. Om te sien presies hoe hierdie ding werk, kom ons los eers daai moeilike een en probeer 'n eenvoudiger kode. Kykie, 5, 8, 11, 14. Wat sien jy gebeur van een getal na die volgende? Heel eerste, kom ons vat die tweede getal en trek die eerste een af. So, 8 minus 5, dit gee ons natuurlik 3. Sien, tot dusver, baie maklik. OK, maar was dit net 'n gelukskoot? Kom ons toets dit. Wat van 11 minus 8? Jep, ook 3. En 14 minus 11? Alweer 3. Sien jy wat hier gebeur? Daar's 'n duidelike patroon. Bingo, ons het hom. Die verskil is elke liewe keer presies dieselfde. In die wêreld van wiskunde gee ons hierdie konstante verskil 'n spesiale lettertjie, D. So in hierdie geval is ons D gelyk aan 3. En hier is nou die deurslaggewende punt. Wanneer jy 'n ry kry met 'n konstante verskil soos hierdie, dan het dit 'n spesiale naam. Dis 'n rekenkundige ry. So daar het jy dit. Ons het ons heel eerste tipe kode suksesvol geïdentifiseer. Maar wat gebeur as daai eerste maklike leidraad nie werk nie? Gooi ons dan tou op? Glad nie. Dit beteken nie daar's geen patroon nie, dit beteken net die kode is 'n bietjie meer gesofistikeerd. Ons moet net een vlak dieper gaan krap. Onthou jy daai heel eerste raaisel, 2, 5, 10, 17? Kom ons gaan terug soontoe. As ons nou die verskille uitwerk, kry ons 3, dan 5, dan 7. Oeps, dis definitief nie konstant nie, so dis nie 'n rekenkundige ry nie. So, wat nou? Wel, dis presies waar ons die volgende vlak van kodebreek ontmoet. So, kom ons breek dit af. 'n Rekenkundige ry, wat ons nou net gesien het 'n konstante eerste verskil, maar 'n kwadratiese ry, die het 'n konstante tweede verskil. Klink ingewikkeld? Wag, kom ek wys jou. OK, kyk mooi. Ons gaan nou die verskil van die verskille uitwerk. Ons eerste verskille was mos 3, 5 en 7. So, wat is die verskil tussen 5 en 3? Dis 2. En die verskil tussen 7 en 5? Ook 2. Daar sy, sien jy dit? En net daar, my vriend, het ons die definisie van 'n kwadratiese ry. Dis 'n ry waar die tweede klomp verskille konstant is. Ons het die kode gekraak. Ons weet nou die volgende verskil in daai eerste ry moet 9 wees, wat beteken die volgende getal in die ry self is 26. So, dis een ding om die volgende getal te kan raai. Maar wat as ek jou vra wat die 100ste getal in die ry is? Jy's nie lus om dit 99 keer uit te skryf nie, né? Presies. Dis hoekom ons 'n meestersleutel nodig het. En daai sleutel is die formule vir die algemene term. Kom ons bou vinnig so 'n reël vir 'n eenvoudige rekenkundige ry, soos 4, 7, 10. Goed, stap 1, kry jou hoofkarakters. Jou eerste term A is 4 en jou konstante verskil D is 3. Maklik. Stap 2, prop hulle in die standaardformule. Dit lyk dan so. Stap 3, nou maak ons dit netjies, ons vereenvoudig die hele spulletjie. En vir stap 4, kyk daar, ons finale blinknuwe reël. Dn is gelyk aan 3n plus 1. Met hierdie ding kan jy nou enige term in daai ry in 'n oogwink uitwerk. OK, jou gereedskapskis is nou gepak, jy het die basiese beginsels onder die knie. Nou is dit tyd om te sien of jy dit kan gebruik. Kom ons toets daai nuwe kodebreekvaardighede van jou. Gereed? Stel jou hierdie situasie voor. Jou klasmaat kry hierdie ry. 1, 5, 13, 25.
Hy of sy werk die eerste verskille uit en kry 4, 8 en 12. En dan sê hulle, ag, hier's niks aan die gang nie. Daar's geen patroon nie. Wat dink jy? Is dit korrek? So, hulle sien 4, 8, 12 en gooi dadelik tou op. Maar is dit regtig die einde van die storie? Net omdat daai eerste verskille nie dieselfde is nie. Nee, glad nie. Jou klasmaat het 'n klassieke fout gemaak. Hulle het een stap te gou opgegee. As ons net een vlak dieper kyk, wat is die verskil tussen 8 en 4? Dis 4. En tussen 12 en 8, ook 4. Ha, sien, dis 'n perfekte versteekte kwadratiese ry. En dit bring ons by 'n laaste, interessante gedagte om jou mee te los. Ons weet nou 'n konstante tweede verskil is gekoppel aan 'n n-kwadraat patroon. So, wat sou gebeur met 'n patroon wat deur n kubiek of n tot die mag 3 geskep word? By watter vlak van verskille dink jy sal ons dan 'n konstante patroon kry? Dalk die derde verskil? Die vierde? Dis nou 'n kode vir jou om te gaan kraak.